Ek wil vir jou nooi vanmôre om die woord van die Here oop te maak in Handelinge hoofstuk 9. Ons is vanmôre by die laaste deel van die reeks oor die Heilige Gees en ons wil afsluit dan by Paulus se bekering en sending as 'n uitvloeisel wanneer God sy Heilige Gees jou hart kom beheer. So kom ons luister en ons volg dan en ons hoor so sê die Here. Maar Saulus was nog dreigend en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig uit die hemel af. En hy val op die grond en hy hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dis sal aan jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op die pad was, het sprakeloos gestaan, terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie. En hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. En 3 dae lank het hy niks gesien nie, niks geëet of gedrink nie. Daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias, en die Here het vir hom gesê in 'n gesig, Ananias, en hy antwoord, Here, hier is ek. Toe sê die Here vir hom, staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat. En vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus. Want kyk, hy bid. En hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom en hom die hande opgelê sodat hy weer kon sien. Maar Ananias antwoord, Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u naam aanroep. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor die nasies en konings en die kinders van Israel. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. En Ananias het gegaan in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus, wat aan jou verskyn op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien. Hy het opgestaan en is gedoop. Nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. En Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus. En hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig dat hy die Seun van God is. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Ek wil vanmôre dan, soos ek gesê het, klaarmaak met die reeks oor die Heilige Gees en dan afsluit by 'n baie belangrike onderwerp, en ons het verlede week of voorverlede week daarmee begin en gekyk na die verskil tussen die doop met die Heilige Gees of die doop deur die Heilige Gees en die vervulling met die Heilige Gees. Nou die dooping met die Heilige Gees is die eerste 'n eenmalige ondervinding
waar die persoon as hy die Here Jesus aanneem as sy verlosser en saligmaker, die Gees van God in sy hart ontvang. Wanneer ons praat van vervulling, sal jy onthou, het ons gesê dat dit 'n herhaaldelike ondervinding is, waar die Heilige Gees die persoon ontvang. Die verskil is, by die doop deur die Gees, ontvang jy die Heilige Gees as inwonend, en met die vervulling van die Heilige Gees, ontvang die Heilige Gees beheer oor jou lewe in die mate wat jy dit aan hom gee. Die gevolge van die vervulling met die Heilige Gees is baie, baie belangrik om mee af te sluit. Wanneer 'n kind van God met die Heilige Gees vervul is, sal daar altyd twee tekens wees wat in die lewe van die kind van God sigbaar sal wees, naamlik heiligheid en krag. Dis die enigste twee uitvloeisels wat vervulling met die Heilige Gees volgens die Bybel antwoord. Daar word baie klem gelê in sommige genootskappe, dat wanneer jy vervul word met die Heilige Gees, dan moet daar sekere manifestasies oor jou plaasvind. Daar moet sekere dinge met jou gebeur, wat jou so half op 'n verhoogie sit, dat jy nou iets bereik het, wat ander nie het nie. Maar wanneer ek die Bybel lees, is daar twee eienskappe. En dit is dat jy heilig sal wees, dit beteken dat jy anders sal optree, en dat jou lewe gekenmerk word, of sal word, deur krag. Ek wil graag vir jou 'n baie praktiese voorbeeld aan jou voorhou, oor die inwoning en die vervulling van die Heilige Gees. Nou, hierdie is my ouerhuis, wat ons in Boksburg gebly het in 1979, het ek die Here gevra, omdat ek nie verstaan het, wat vervulling met die Heilige Gees beteken het nie. Het hy eendag vir my, terwyl ek in my kamer gesit het, vir my hierdie huis gewys. En ek het hierdie huis goed geken. En hy het my gewys hoe hy beheer vat van jou lewe, soos om in te trek in jou geestelike huis. En hierdie is 'n baie belangrike illustrasie, en ek hoop, en ek gaan 'n bietjie tyd spandeer hieraan, dat jy dit sal verstaan. Nou, enige huis het 'n sekere aantal kamers wat spesifiek vir 'n spesifieke doel geskep is. En net so die huis waar ons dan gewoon het. En die inwoning of die intrek in daardie huis is baie, baie belangrik, en die vestiging van sekere kamers wat ons besluit sekere funksies sal vervul. Nou, wanneer die Heilige Gees in jou hart inkom, by wedergeboorte, dan kom hy by die ingang, by die deur van jou huis, en Jesus sê, ek is die deur, as iemand deur my ingang, sal hy ingang en uitgang hê. Johannes skryf in Openbaring 3 vers 20, hy sê, Jesus sê, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor, en hy die deur oopmaak, sal ek inkom. Nou, om die doping met die Heilige Gees te verstaan, is daar die oomblik wanneer jy jou hartsdeur vir die Here Jesus oopmaak, en daardeur vir hom toestemming gee, dat sy Heilige Gees in jou hart gaan woon. Maar die Heilige Gees ontvang net toestemming by daardie ondervinding om in die gange van jou huis sy woonplek te maak. Dis die doping deur die Heilige Gees. Wanneer die Heilige Gees van God in jou geestelike hart kom woon. Maar hy het slegs toegang in die gange van jou huis. Hy sit sy portrette op, hy kom skep sy beweging,
Hy kom skep alles en hy maak jou lewe gereed dat hy toegang kan kry tot die hele huis. Maar wat hier gebeur is, ek bly steeds in beheer van daardie huis. En ek kies om dan in die proses van vervulling vir hom gedeeltes van my huis oop te maak. Maar ek beheer en ek besit. Hy het niks ontvang in jou lewe as net toestemming dat hy in jou lewe kan inkom. En dis die werk van wedergeboorte, of dan die doping deur die Heilige Gees, waar jy deel word van die liggaam van Christus en jy 'n kind van God is. En wat nou gebeur is daar 'n proses wat volg, waar jy die Heilige Gees toegang gee tot vertrekke in jou lewe. En die eerste plek wat ek by, of die eerste vertrek wat ek by wil stil staan, is jou sitkamer. En jy nooi die Heilige Gees en jy gee vir hom toestemming in hierdie vervulling, waar hy dan nou meer vol maak in jou lewe en besit neem van 'n deel van jou lewe. Nou die sitkamer kan nou beteken daar waar jy jou gaste ontvang, jou geselskappe. Dit wat jy as jou TV in die sitkamer is, na wat jy sou kyk. En jy sal vir die Heilige Gees sê, Here, U het toestemming om hier in my sitkamer te kom besluit oor watter tipe gesprekke ek voer en waarna ek kyk en my tyd spandeer in my sosiale lewe. Onthou steeds dat jy hom toestemming gee en hy hierdie kamer besit of beheer vat. Maar jy besit dit en jy kan hom uitgooi deur besluite te neem te sê, Heilige Gees, ek gaan besluit vandag oor wie my geselskappe is. Ek het jou raad met groot respek nie nodig. Dan ontneem jy hom van sy beheer. Want hy gaan nie homself op jou afforceer nie, maar hy soek jou keuse en dis daarom dat dit 'n oomblik vir oomblik, dag vir dag oorgawe en herhaaldelike vervulling word, waar jy die Heilige Gees kans gee om sy bagasie in jou sitkamer te sit. Dan mag ons praat dalk 'n tweede kamer, 'n kamer wat ons dalk noem is die deurkamer. En in daardie studeerkamer is die plek waar jy jou onderrigting kry, waar jy sit en studeer, waar jy besluite maak. En jy gee jou besluitneming en dit wat jy leer, gee jy vir hom en sê, Here, ek het hierdie kennis. Maar ek wil hê jy moet kom beheer neem oor my studeerkamer, jy moet my boekrak verander, sodat dit wat ek moet leer van u, dat u beheer het oor die boeke op my boekrak. En weer eens, jy kan vandag besluit om self te besluit. Dan is 'n huis gewoonlik 'n spens of 'n stoorkamer. En in daardie stoorkamer is die voorraad wat jy opgegaar het reg deur jou lewe. En dis goed wat jy in jou huis gaan gebruik. En jy gee vir hom beheer van dit wat jy opgegaar het van jou verlede. En jy sê vir hom, Heilige Gees, kom maak skoon hier in my stoorkamer en kom gooi uit wat nie van u is nie. En kom sit vanmôre voorraad in my huis in dit wat tot voordeel en tot waarde vir my huis kan wees. En dis 'n volgende vervulling. Dan het ons huise gewoonlik ook kombuise. En in hierdie kombuis kan ons sê, dis die plek waar ek my geestelike voedsel kry. Dis waar my kos voorberei word. Dis hier waar ek uit die woord en wat ek geleer het, begin inneem en absorbeer en dit deel begin word van die krag en die uitvloeisel in my lewe. Dan is daar gewoonlik 'n opwaskamer in hierdie huis. In die opwaskamer is ek onderskei daar tussen reg en verkeerd. Ek gee die Heilige Gees daar die geleentheid te sê, Here,
Ek kan 'n klomp goed in my studeerkamer hê en ek kan 'n klomp opinies sê vanuit my stoorkamer en ek kan dink dat die voedsel wat ek moet eet genoegsaam is, maar Here, kom onderskei bietjie vir my wat reg en verkeerd is. En ek gee beheer van my lewe aan U, dat U kan besluit wat is reg en U kan besluit wat is verkeerd. En U hoef my nie te vra nie. Ek gee daardie deel van my lewe aan U. En dan het 'n huis gewoonlik 'n hoofslaapkamer. By die hoofslaapkamer is dit my private en my geheime lewe, daar wat niemand van weet nie. Dit wat ek doen wat net ek van weet. Dit wat ek belewe en dit wat ek in die geheim doen wat ek partykeer dalk nie wil hê ander moet weet nie. En hy kom vat beheer daarvan in hierdie private kamer kom gee hy my ook die krag om dinge te doen wat nie noodwendig aan die wêreld gebaseer moet word nie. Want Jesus sê self, as ons vir die wêreld sê dat ons hierdie goeie dinge doen, is ons loon weg. Maar in hierdie private, hierdie geheimsinnige deel van my lewe, gee ek beheer vir die Heilige Gees en ek sê vir hom, Gees van God, kom skep in my geheime lewe 'n atmosfeer wat ek nie nodig het om skaam oor te wees nie, maar ook nie nodig het dat ander moet weet dat ek vir U doen en vir U lief is en vir U omgee en aan U loyaal is. Dan het 'n huisie sekerlik ook 'n badkamer. En wanneer ons by die badkamer kom, is dit die plek waar ons gereinig word deur sy woord. Waar ek daar instap en vir die Here sê, Here, al my kennis, al my ondervinding, al my voorraad, ek wil dit kom toets aan die standaard van U woord. Ek wil seker maak dat ek dinge reg doen. En kom oortuig vir my hier in die spieël van U woord, hoe ek lyk, hoe U lyk, en wat die verskil is tussen my en U volheid. En gee weer eens vir die Heilige Gees beheer van my lewe. En dan 'n gastekamer, nou party het daar meer as een kamer, maar kom ons hou by een kamer. Hierdie gastekamer sê is die vriende en die kennisse wat ek aan my lewe toelaat. Ek begin vir die Heilige Gees sê, Here, kies my vriende. En maak seker dat my vriende nie die neerlaag in my lewe is nie. Net soos wat ek kyk en wat ek lees en wat ek bestudeer en wat ek eet, nie die neerlag is nie, maar 'n groot probleem is Here, kies my vriende. Maar ook Here, gee vir my U heiligheid en vat beheer van hierdie kamer, dat ek so sal leef, dat ek my vriende sal nader trek na U toe, en nie deur my sogenaamde heiligheid sal wegstoot nie. Maar dat U sal beheer vat oor wie en met wat ek omgaan. Daar is 2 ander deure gewees in ons huis. Daar was 'n kombuisdeur en daar was ook 'n sydeur wat van die motorhuis af gekom het. En hierdie is 2 ander deure in my lewe wat ek moet seker maak dat die Heilige Gees bewaak. Want hy kom by die hoofdeur in, maar ons vergeet van die agterdeure wat ons het. Waar ons toelaat dat kompromieë en omstandighede ons toelaat dat die duiwel daarin glip. Met versoekings en met aanslae en met druk, om as die voordeur te vol raak, sê man, ry om en stop by die sydeur, kom by die sydeur. Dus elke keer waar ek vir die Here sê, Here, bewaar die dinge wat ek nie aan dink nie. Die dinge wat ek nie op fokus op hierdie oomblik nie, bewaar my deur U genade. Daar's 2 ander deure wat hy kan inkom. Wees U die wag. Hier is die sleutel van die omstandigheidsdeure, van die versoekingsdeure en wat ook al jy hierdie deure wil doen. En dan moet jy onthou, en ek wil hiermee afsluit, dat jy altyd moet kies. En ons gaan nou vinnig daarby stil staan, moet kies en jy maak die keuse. Die Heilige Gees dwing jou nie om sy voedsel te eet, om sy vriende te kies, om sy stoorkamer se prioriteite te hê nie. Hy gee vir jou die kans, en dis vervulling met die Gees, is hom kans te gee om in jou lewe beheer te vat en oor te neem. Nou kom ons kyk vinnig, as ons nou dit prakties wil toepas by die gevolge van die vervulling met die Heilige Gees. Ek het gesê daar's 2 dinge. Eerste plek, 'n persoon sal krag hê.
Die Here Jesus het gesê in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies. Die Heilige Gees se beheer van elke kamer van jou lewe, gee jou die krag, om te kan verstaan dat dit wat hy daarin gesit het, die beste is, en dat jy daarby sal hou. Ek het vergeet dat die huis ook vensters het. En hy het ons het 'n baie mooi tuin by ons ingang gehad. En jy kan daar kyk en jy kan die verloklikhede en die aangenaamheid van buitekant sien en jy kan sê, maar kan ons nie van dit hier inbring nie? Krag beteken om te besef dat die Here vir jou die beste het en dat die verlokkinge van die wêreld nie genoeg is en nie die moeite werd is om in te bring. Julle sal krag ontvang. Hierdie krag beteken om vrugbaar te wees in die diens van die Here. Jy moet egter onthou dat hierdie krag op 'n verskillende manier in elkeen van ons geopenbaar word. Terwyl dit dieselfde Heilige Gees is, lees ons in Paulus se verhandeling in 1 Korintiërs 12 wat ek nou vir jou gaan lees, dat God 'n verskeidenheid het van genadegawes. En dat elke kind van God 'n verskillende bediening moet hê. God kan ons almal nie kies as beraders of as geestelike werkers of as woordverkondigers, maar elkeen van ons het 'n spesifieke genadegawe en Paulus sê jy moet seker maak dat die Heilige Gees daardie genadegawe aan jou deel en jy dit neem as jou prioriteit om in diens te wees. Hoor wat sê hy? Daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, 1 Korintiërs 12 vers 4. Maar dis dieselfde Heilige Gees. Daar's 'n verskeidenheid van bedieninge, tog is dit dieselfde Here. Daar's 'n verskeidenheid van werke en is tog dieselfde God wat alles in almal werk. Vers 7, maar elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want in die een word die Gees gegee 'n woord van wysheid, ander kennis, 'n ander geloof, 'n ander genadegawes van gesondmaking, alles deur dieselfde Gees. Aan 'n ander die werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerhande tale, 'n ander uitleg van tale. Vers 11, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, hoor nou, soos wie wil? Soos hy wil. Nie wat ek wil dink my bediening is nie. Soos hy my geskep het en vir my wil gebruik. Vers 12. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die liggaam een is, al is hulle baie, een liggaam is so ook Christus. Vers 13. Want ons is almal deur een Gees gedoop, tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe, vrymanne, ons is almal van een Gees deurdronge. En dis die begin van die doping waar ons in die liggaam van Christus ingedoop word deur my vereenselwiging aan sy lewe. Dat sy lewe, sy heiligheid, sy krag deel kan word in my hele huis, sover ek die Heilige Gees plek gee in my vertrekke van my lewe. Vervulling met die Heilige Gees het die gevolg dat een gawe in die kind van God tot openbaring kom met die oog op wat die bediening waarvoor hy geroep is. En die bediening waarvoor God hom geroep het. En dis belangrik dat jy sal verstaan, en dis hier waar jy vir die Heilige Gees moet sê, Here, wat het U vir my as roeping? En as ek daai roeping aanvaar, kan ek nie stry en beklei vir hom sê, daar is die deurkamer, Here, kom ons onderhandel bietjie, ek wil iets beters doen. Dis die beste vir die oomblik. Want hy roep jou en hy sal jou toerus. Ons taak is om geheel en al aan die Heilige Gees oor te gee, sonder voorbereid en voorbehoud,
om tot sy beskikking gestel en gebruik te word soos hy wil. Elke kind van God wat met die Heilige Gees vervul is, sal dus krag hê om deur God gebruik te word vir die uitbreiding van God se koninkryk. En ek wil hê jy moet mooi luister. Hy roep my nie in sy diens vir my koninkryk. Hy roep my in sy diens vir sy koninkryk. 'n tweede, hierdie persoon sal 'n heilige lewe hê. Ek wil tyd spandeer hier. Ons het nog so 15-16 minute oor. Ek wil tyd spandeer hier aan die woord en die gedagte wat dit is om heilig te wees. In 'n lewe wat vervul is met die Gees van God, sal die heiligheid van die Heilige Gees tot openbaring kom. Want dis hy wat jou gedurig heilig maak. Dis sy heiligheid. Geen wonder sy naam, dis nie die heilige God die Vader of die heilige Seun van God nie. Alhoewel hulle almal heilig is, word die klem gelê op die Heilige Gees van God. Hy is die Gees wat jou anders maak. Dis sy Gees, dis sy karakter wat in jou manifesteer. Dis Jesus se lewe wat jou anders maak, maar dis sy Gees, sy heiligheid wat jou tot uitvloeisel en tot moontlik maak en tot werking bring en tot dit moontlik maak dat jy soos Jesus deur die instaatstelling van sy Heilige Gees anders kan wees, sodat mense jou en die Heilige Gees en God sal verheerlik vir wat hy gedoen het. Die woord heilig is eintlik 'n baie vreemde woord wat ons nie altyd ken nie. Daar's net een persoon wat heilig is. Die Bybel sê God is heilig. Maar wanneer hy praat oor die heiligheid van die mens, dan gebruik hy 'n woord wat eintlik nie lekker pas by ons definisie daarvan nie. Dis dieselfde woord wat gebruik word vir iemand wat gebreklik is. Soos die Hunchback van Notre Dame. Sal hy misgekyk word in die strate van Notre Dame? Hy sal die toppunt van wat wees? Van bespotting omdat hy anders is. En so is God se Gees in jou moontlik dat jy die toppunt sal wees van andersheid. Dis heilig. Heilig is nie sondeloos. Romeine 15 vers 16 sê, om 'n dienaar van Christus onder die heidene te wees, 'n dienaar van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees. Sy evangelie is, ek het jou gered, dat jy anders kan wees. Onthou julle hoe anders Adam en Eva was, voor die sondeval? Hulle het elke aand met God in die aandwindjie gewandel. Hulle was so anders, dat hulle in die teenwoordigheid van God kon wees. En dit het die duiwel kom steel. En God sterf deur sy seun in jou plek. En hy gee vir jou sy Heilige Gees om in jou hart te kan woon, sodat jy die heiligheid van die Heilige Gees in hierdie nuwe lewe wat hy volmaak vir jou gekoop het, kan manifesteer. Heiligheid beteken om vir God afgesonder te wees, afgesonder van sonde, omdat Christus heilig is en hy in ons woon, ons sy heiligheid kan hê. En sy heiligheid ons heiligheid kan wees. Sy andersheid ons andersheid. 1 Korintiërs 6 vers 11 sê, en dit was sommige van julle, hy praat van die Korinthe gemeente wat tot bekering gekom het. Hy sê, maar julle het julle laat afwas.
Maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. Sien wat moet gebeur? Hier moet 'n skoonmaak kom. En dis die werk van die Gees, nadat hy in jou hart kom woon het, om in jou lewe te kom skoonmaak. Julle was bestuurders van julle eie huis. Maar julle het besluit om my toe te laat. Nou het ek my Gees gegee sodat hy kan kom verander. Want dis die doel, 1 Tessalonisense 5 vers 23 wat hy sê, dis die wil van God julle heilig maak. 2 Tessalonisense 2 vers 13. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word dat God julle van die begin af verkies het tot die saligheid in die heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Die grootste leuen wat die duiwel ons geleer het, is dat ons uitverkies is om hemel toe te gaan. Nêrens in die Bybel lees ek dat iemand uitverkies is om hemel toe te gaan. Maar ons is uitverkies in die heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid wat God vir ons van die begin af daar gestel het. 1 Petrus 1 vers 2, uitverkore, volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. In die proses van heiligmaking deur die Gees vind ons dan die volgende, en ek gaan hiermee klaarmaak. A, dis hy wat die goddelike natuur aan my as kind van God meedeel. 1 Petrus 1 vers 3, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en Godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en die kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Hy skep die goddelike natuur, die Heilige Gees. Terwyl die Heilige Gees in ons harte woon as kind van God, is dit hy wat daardie natuur gee, wat ongeregtigheid haat, wat geregtigheid liefhet. En so sal die persoon dus nie in bewuste sonde kan volhard en tevrede wees. En ek moet vir jou sê, dit is so prakties. En ek beleef dit amper elke dag in my lewe. Dat die oomblik wanneer ek tevrede word met die, wat is daai mooi woord, die status quo, moet ek weet dat ek die volheid van die Heilige Gees oor daai saak verloor het. Want wanneer die Heilige Gees beheer het, kan jy nie tevrede wees met bewuste sondes nie. Dis hy wat die kind van God vrymaak van die wet van die sonde, die dood, Romeine 8 vers 2 en Romeine 7 vers 9 tot 24. Ek kan maar daar gaan lees, ons het al baie daaroor gepraat. Voordat God se kind die eerste keer met die Heilige Gees vervul kan word, moet hy eers vrygemaak word van die wet van die sonde. Die sonde wat in hom woon, die erfsonde, die aangebore sonde of die inwonende sonde. Dus met die inkom van die Heilige Gees in jou lewe, skep jy jou daardie goddelike natuur, wat nie meer tevrede is met die sonde waarin jy gewoond is. Dis die hele oor Romeine hoofstuk 7 se gesprek. In die proses van heiligmaking sal ons die tweede kry, B, dat hy geestelike vrug in die lewe van die kind van God voorbring. Galasiërs 5 vers 22, vrug van die Gees is nie die dele van die vrug nie, maar is die vrug in sy volle. Hy praat nie van die vrugte van die Gees nie, hy sê die vrug
van die Gees is. En hy noem die 7voudige vrug. Hierdie is sekerlik en baie definitief die karaktertrekke van die lewe van die Here Jesus. Terwyl heiligmaking gelykvormigheid aan die beeld van Christus is die Heilige Gees die een wat ons daartoe instel. So 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, terwyl ons met 'n onbedekte gesig die heerlikheid van die Here sien. Nadat ek weergebore word, wys hy my sy volmaakte lewe. En die Heilige Gees laat my fokus op sy volmaaktheid en hy verander my onvolmaaktheid in volmaaktheid. Terwyl ek fokus op die heerlikheid van die Here. So dis hy wat vrug skep. In die proses van heiligmaking sien ons die derde. Dis hy wat die kind van God in staat stel om sy of haar lewenswandel nie die begeerlikheid van die vlees na te kom nie. Galasiërs 5 vers 16 en 17 sê, wandel deur die Gees. Trap nougeset en oomblik vir oomblik as hy in jou hart is, om vir hom te sê, Here, ek gaan niks in die kamers doen wat ek dink reg is, sonder dat U nie daarin tree en U vir my die rigting gee. Hy sê, wandel deur die Gees, hoor nou, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring. Nou sal jy mense kry of jou sê, maar dis onmoontlik. Ek sê, ja, dit is onmoontlik. As die Heilige Gees dit nie doen. Dis onmoontlik as jy dit self wil. En daarom sê hy, wandel deur die Gees en wandelende in die Gees sal jy nooit plek hê vir die begeerlikheid van die vlees. Die vierde is, dis hy wat die kind van God in staat stel om altyd te kan oorwin oor die aanvalle van die bose. Ek het juis geskryf altyd. Want ons raak so gewoond dat ons hierdie op-af rollercoaster lewe maar moet hê. Dis die Heilige Gees wat jou in staat stel dat jy altyd, en ek het die woordjie gebruik, kan oorwin oor die aanslag. In Johannes 4 vers 4 sê, julle is uit God my kinders en het hulle oorwin. Omdat hy, die Heilige Gees wat in julle is, groter is as hy, die sonde en die smet van die sonde wat in die wêreld is. Hy wat in julle is groter as die versoeking. Hy's groter as die aanslag. Hy's groter as die begeerlikheid wat die wêreld jou bied. En dis vanmôre die gevolge van die vervulling met die Heilige Gees. Hy skep jou daardie begeerte en ek wil teruggaan, ek is klaar na die huis toe. Ek wil hê jy moet die prentjie gaan teken as jy dit onthou. Vat jou eie huis. En weet net dat solank hy toestemming het in die gang van jou lewe, gaan daar niks in jou lewe verander nie. Want die kamers waar die dinge gebeur, behoort nie aan hom nie. En dis hoekom baie mense nadat hulle weergebore word en nie verstaan dat hulle vervul word met die Heilige Gees, of hulle daai boodskap van vervulling nie hoor nie, want jy hoor dit nie baie. Dat hulle moedeloos word en sê, ag, dis nie die moeite werd nie. Want Paulus kom op dieselfde plek in Romeine 7 en hy sê ek is 'n ellendige mens. Want die goeie wat ek wil doen, dit kan ek nie doen nie. En die sleg wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Sê maar ek vind hierdie wet in my binneste, dat die oomblik as ek goed wil doen, die kwaad by my aanwesig is. Die oomblik as die duiwel kom in die versoeking, is dit juist die geleentheid waar die Here kan sê, Here, kom vat beheer. En hierdie ou mens, hierdie ek wat in my hart nog baas wil speel, is so 'n verrotte en verskoon die woord gemors deur die sonde wat ek mee gebore is. Dis soos 'n lijk wat aan jou lewende
liggaam vasgemaak word. Wanneer gevangenes in die ou tyd moes gesterf het en hulle is nie op 'n ander manier veroordeel nie, het die Romeine 'n lijk aan die gevangene vasgemaak. Bors teen bors, lyf teen lyf, kop teen kop. En daai gevangene moes so lewe totdat hy doodgaan. Want wat gebeur? Verskoon die dramatiesheid daarvan. Maar dis wat die sonde doen. Die sonde, daardie doodsheid en die vrotheid van daardie liggaam wat sterf, vreet jou gesonde lewe en jou gesonde vleis en spiere op. En jy sterf as gevolg van die dood, wat nie in jou is nie, maar die dood wat in hom is. Dis wat Paulus mee beklei in Romeine 7. Hy sê, hoe gaan ek verlos word van die liggaam van hierdie dood? Vers 23 van Romeine 7, sê hy vers 24, ek dank God deur Jesus Christus. En dan begin Romeine hoofstuk 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Vir hulle wat nie na die vlees wandel, maar na die vlees. Want die wet van die sonde van die dood het beheer gehad, en ek haal dit op my eie aan, hy sê, maar die lewe, die wet van Christus, het hierdie lijk aan my kom losmaak, sodat die liggaam natuurlik kan herstel. Want solank die lijk aan my vas is, gaan ek sterf. Dis vanmôre die einde. En my gebed is dat die Here hierdie woord van die Heilige Gees oor 'n klomp, ek dink dis 14, 15 afleweringe, met jou in jou hart sal seën. En dat die Here hierdie woord sal lewend hou. En dat jy nie iets nie, maar die volheid van die Heilige Gees in jou lewe sal ontdek. En om daarvoor te sal vertrou. Ek vir jou uitnooi. Ons gaan begin met die boek Galasiërs. En ek wil hê jy moet die 6 hoofstukke as jy kan in die week begin lees. Hoofstuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dis net 6 hoofstukke. Ons begin met Galasiërs, wat juis hierdie vryheid, en hy gebruik kort die voorbeeld van Abraham se Hagar seun Ismael en Sara se Isak seun. En hy bied dit as die teenstelling, dat soos Hagar en Ismael nie deel het aan die belofte wat God met Abraham gemaak het. Alhoewel dit Abraham se kind is, het God besluit dat Isak die belofte sal hê. En dis waaroor die boek gaan. Dat jy vry kan kom van die wet en vasgemaak kan word aan die lewe en die beloftes wat daar in Christus Jesus, die geestelike Isak is. Die Here help en die Here dra vir ons deur. Kom ons buig ons harte en dan bid ons. Here, baie dankie vir u woord. En dankie vanmôre, Here, dat u op hierdie wyse ook met ons kom deel het oor die krag van u Gees. Die persoonlikheid van u Gees. Die heiligheid, die karakter, die alwetende, die almag, die godheid van u Gees. Dat nie 'n deel nie, maar dat God in ons harte kom woon. En vir ons sy lewe in ons gees kom vestig, deur 'n ander manier van lewe. Ons eer u, dankie vir die woord, kom seën dit, kom word verheerlik in Jesus se naam.